Goeiedag en welkom by ons oordeenking. Dis lekker dat jy inskakel en ons is besig met ons adventreeks waar ons bietjie opbou na Kersfees toe. En ons het Sondag afgeskop met die reeks Wat soek jy vir Kersfees? Maar ons gaan in die volgende paar weke lekker saam lees. En as ek sê lekker saam lees en ons bedoel ek ons en julle en jy en ek en ons en mekaar. En wat ons hierdie gaan doen is ons oordenkings gaan so bietjie ander baadjie aantrek. Ons gaan 'n paar goed met julle deel. En dan is daar baie selfstudie. En hierdie maand, tot met Kersfees, gaan ons na die boek Johannes kyk. En elke dag gaan ons na een hoofstuk kyk. Gelukkig vir jou gaan ek kom nie nou net vir jou die hele hoofstuk lees nie, maar ek wil jou aanmoedig dat jy hom self gaan lees. Self tyd spandeer en kyk wat die Heilige Gees binne in jou wakker maak. Kyk wat hy in jou losmaak. Ons gaan bietjie met jou gesels, 'n paar gedagtes hier deel, maar dan is dit jou werk om die hele hoofstuk te lees deur die dag. Iewers as jy dit op een slag wil doen of stukkies vir stukkies deur die dag, dan is dit reg. Dit behoort nie so 15 minute te vat om deur te gaan of 20 minute, maar lees met insig en kyk wat die Heilige Gees deur jou van. So vandag kyk ek na Johannes 1 saam met julle. En Johannes 1 bestaan eintlik uit twee dele. Die eerste deel is waar Johannes 'n verduideliking gee van wie Jesus is. En dan die tweede gedeel is 'n klomp getuienisse, 'n klomp tekens, 'n klomp gebeure, 'n verduideliking van wie Jesus is en hoe hulle saam met hom geleef het. So dis baie interessant en hy begin wat baie interessant is met Johannes 1 vers 1, die genade en die waarheid van wie Jesus wie sy lewe is en wie hy is. En dit klink so in vers 1 tot 10. Hy sê in die begin was die woord daar en die woord was by God. En die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was haar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is en sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie herken nie. Dit is interessant dat Johannes nie met Jesus se geboorte begin nie. Hy begin nie met die geslagsregister of die geskiedenis soos Matteus sou doen nie. Hy begin self nie eers by Jesus se betrokkenheid met die skepping en wat in Psalm 33 kan lees. Hy begin by die begin wat sê God is groter as tyd. En is amper asof Johannes ons terugvat na die skepingsverhaal toe. Wat hy sê, maar God is groter as tyd, buite tyd en ruimte. Hy praat van die ewigheid voordat alles al gemaak is. En hy herinner ons aan Genesis. En hy sê, Jesus was voor dit, was hy nog daar. En dit skep net weer, dat hy besef het werklik wie Jesus was en wie Jesus is. Johannes skep ook erg dadelik of later 'n realistiese skets van wie Jesus is en dat hy uit die lig is wat in die duisternis gekom het, maar die mense het hom nie aanvaar nie. So hy begin amper vir ons 'n beeld gee van dinge wat gebeur het. Die tweede gedeelte van Johannes, soos ek gesê het, oortuig hy deur getuienisse. Hy getuig oor Johannes die Doper, die koms van die Heilige Gees op Jesus en Jesus wat self volgelinge begin werf het. Wanneer ek Johannes 1 lees, kry ek hoop. Dan kry ek hoop om te besef, dieselfde God wat die aarde geskep het, dit wat vir ons normaal is nog steeds betrokke in Jesus se lewe, Johannes se lewe en vandag in my en jou lewe. En dis asof Johannes vir ons daardie hoop wou gee, wat sê, die een wat alles gemaak het, sy seun is by ons, is met ons, Immanuel, God is met ons. En dit gee my hoop wanneer ek hierdie twee gedeeltes lees en ook Johannes se realistiese uitkyk oor hoe dinge lyk. Hy vertel dat Jesus absoluut God was, maar dat hy absoluut mens ook geword het en dat ek en jy vrede in dit kan vind. Miskien vandag het jy jou hoop gebou op iets anders, op iemand anders. My en jou geloof is gebou op mans en vrouens wat Jesus sien leef het. Wat beleef het wat met hom gebeur het, die opstanding uit die dood uit en dat hy werklik mens was. Wil jy nie vandag, wanneer jy Johannes 1 klaar gelees het, 'n paar dele uitlig en kyk wat die Heilige Gees vir jou uitlig nie, maar dan 'n gesprek met God, 'n gebed oor jou hoop. Hoeveel hoop het jy nog oor? Hoeveel hoop het jy nodig of waarop hoop jy en in wie hoop jy? Wil jy vandag net tyd op dit spandeer en lees Johannes 1 wanneer jy tyd het, rustig is en gebruik dit as 'n tyd om so ook Jesus en die Vader nog beter te leer ken. Kom ons bid saam. Here, dankie dat hierdie skrifte vir ons behoue gebly het.
Dankie dat ons saam in Johannes kan terugkyk oor wie Jesus was en dat hy ook vir ons 'n duidelike prent skets van 'n God wat bo tyd en ruimte is en dit gee my hoop. Want ons leef in 'n tyd waar dinge moeilik is en dan wonder ons maar hoe lyk môre, maar U is klaar groter as dit, U is klaar daar. En dit gee my hoop. Here, Johannes se storie oor Jesus gee my ook hoop dat U absoluut mens geword het en verstaan waardeur ek gaan, waardeur ons gaan, die persoon wat U na luister, waarmee hulle worstel, U verstaan het. Want U het gevoel hoe voel dit om verwerp te word deur mense. U het gevoel hoe weet dit om te sien wat sonde doen. U het mens geword en beleef wat ons beleef het. En daarom is my hoop vir ons nasie, vir ons volk, vir ons mense, ons nageslagte, is my hoop groot. Wanneer ons hoop in U is. Mag ons aan U vashou en mag ons vandag, Heilige Gees, wanneer persone hierdie Johannes 1 lees, hierdie hoofstuk lees, mag hulle openbarings beleef wat U aan hulle in die lig bring. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het. Môre kyk ons na Johannes 2, so as jy 'n bietjie huiswerk wil doen al voor die tyd, gaan lees hom so lank. Ons gesels môre oor dit. Totsiens.